Kyk soos die oë van die knegtes op die hand van hulle Heer, soos die oë van die diensmaagd op die hand van haar meesteres, soos ons koop die Here ons God totdat hy ons genadig is. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word aan elkeen ryklik geskenk van God die Vader deur sy Seun Jesus Christus ons verlosser. Amen. Ek nooi julle weer eens om die woord van die Here oop te maak en wel by die boek Galasiërs hoofstuk 5. Galasiërs hoofstuk 5, dan weer daar dieselfde gedeelte saam lees. Galasiërs hoofstuk 5. Terwyl ons die woord van die Here so voor ons oop het, kom ons buig net ons hoof dan ons net die woord gebed. Here, dit is U wat vir ons sê, die opening van U woord gee lig. Ons kom bid volgende besonder, Here, dat U vir ons lig uit U woord sal kom gee. Terwyl U ook vir ons kom leer, ons handel en wandel as kind van die Here, in ons verhouding teenoor U, ons verhouding teenoor ons medemense, ons verhouding teenoor onsself. Terwyl ons stil staan by hierdie gedagtes vanoggend, Here, dat U deur die Gees wat ons ook wil kom lei, deur die Gees wat ons in die waarheid wil kom lei, deur die Gees wat wil kom openbaar, oortuig, dat ons harte daarvoor sal opstel, of het gewillig, dat U deur die Gees met elke van ons sal praat uit U woord. Dankie vir elke Vader wat hier so is, wat nie hier is volgens weens rede, dat U met elkeen sal wees, Here, om waarlik soos Josua te kan sê, ek en my huis, ons sal die Here dien. En dan ons is daar die skrifgedeelte wat sê, soos 'n vader om ontferm oor sy kinders, so ontferm U oor die wat U vrees. Mag ons werklik in Godvreesende lewe leef, dan ook die wonderlike seëninge wat U vir elkeen van ons inhou, en wat U graag wil uitstort, dat ons gewillig in ons harte sal oopstel, die regte verhouding met U leef, en dan die wonderlike seëninge ook te mag ontvang. Verheerlik U self in ons midde ook, volgende, terwyl ons dan ook hier by mekaar is, laat die naam geheilig word in en deur ons lewens. Amen. Ek lees vir u vanaf vers 16 van Galasiërs 5. Ekskuus, ek net hierdie ook in die gang kry. Galasiërs hoofstuk 5 vanaf vers 16, ek lees vir u voor, maar ek sê, wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Want die vlees begeer teen die Gees, en die Gees teen die vlees, staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Maar as julle deur die Gees gelei word, dan is julle nie onder die wet nie. Die werke van die vlees is openbaar, naamlik oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgoderry, towerheid, vyandskap, twis, jaloesheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge, waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beërwe nie. Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen sulke dinge is die wet nie. Maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstog en begeerlikhede gekruisig. As ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel. Laat ons nie word soekers van ydelle eer, wat mekaar uitdag en mekaar beny nie. Net ons sover uit die onfeilbare woord van die Here. Ek wil tog net weer daardie skrifgedeelte in ons aandag bring, Galasiërs 5 vers 22, maar die vrug van die Gees is, dan is daar 9 vrug van die Gees, wat vir ons openbaar word, gaan ons weer in stil staan, by die vrug van die Gees, by die laaste 2 besonder dan, rondom vriendelikheid en goedheid vanoggend. Maar as ons kyk na die gedagte dat die woord van die Here sê, wandel deur die Gees, is 'n opdrag wat hy vir ons gee. Daardie eerste vers 16 wat ons saam gelees het, is 'n opdrag.
Ek as kind van die Here kry 'n opdrag dat ons deur die Gees van God moet wandel. Want deur die Gees lei hy vir ons en help vir ons ook in ons geestelike wandel. As ons kyk na vers 25 en hy sê, as ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel. Dit is sy leiding, dit is sy invloed in my lewe. Wanneer ek die Gees van God ontvang, sal hierdie invloed van die vrug van die Gees in my hart en lewe in 'n realiteit wees. Ons het gesien ook, toe ons begin kyk, die eerste 3 gaan oor my verhouding teenoor God, liefde, blydskap en vrede. Terwyl die tweede 3 gaan oor my verhouding teenoor my medemens. Ons het lank stilgestaan laasweek by die gedagte van lankmoedigheid. Lank vat om kwaad te word. Lang te kan vat as iemand aan my lyding toedien om nie gou kwaad te word vir daai persoon. Maar te verdra, soos die woord van die Here ook vir ons gesê het, ek sal gou net deur daardeur gaan. En dan die ander 2, vriendelikheid en goedheid, waarby ons vandag sal stil staan. Die laaste 3, as die Here se wil naby is, dan volgende week, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. 3 baie belangrike aspekte in my geestelike lewe. As ons maar kyk na die konsep, dit wat Jesus Johannes 15 dan ook vir ons kom leer, daardie tak wat in daardie lood is, daardie lood wat in daardie wingerdstok is, ekskuus. Hy het nie nodig om te streef om vrug voort te bring nie. Die vrug kom outomaties. Daarom moet die woord van die Here ook vir ons sê, dat ons moet vrug dra as kind van die Here. Daarom moet ook die snoeiwerk moet plaasvind, sodat daar veel vrug en meer vrug mag wees. As ons maar net kyk na 'n arbeidplantjie, en dit is wonderlik as 'n mens net kyk na 'n arbeidplantjie, nee. Daai arbeidplantjie, hy maak nuwe klein plantjies, maar daar's 'n moederplant. En uit daai moederplant produseer daardie moederplant daardie arbeider. Daardie arbeider hoef nie te probeer om daardie vrug te produseer nie. Die plant self produseer dit. En wanneer die Gees van God in ons is, sal hierdie vrug in ons lewens in 'n realiteit wees. Hy gaan outomaties daar wees. Hy gaan daardie vrug voortbring. Daarom in die geestelike lewe hoef ek nie te probeer om daardie vrug voort te bring nie. Maar as ek die Gees van God ontvang het, dan sal dit 'n natuurlike produk na vore bring. Daarom moet ek myself ondersoek in die lig van die skrif. Is ek onder die beheer van die Heilige Gees? As ek sê ek is vervul met die Heilige Gees, ek staan onder die beheer van die Heilige Gees, dan is hierdie vir ons 'n baie goeie maatstaf waarbinne ek myself kan meet. Is ek onder die beheer van die Heilige Gees? Is ek onder die leiding van die Heilige Gees? Beïnvloed die Heilige Gees my lewe? En daarna moet ons kyk, want wanneer ons kyk na ons verhouding teenoor ons medemens, soos ek het laasweek gesê het en ek gaan dit weer sê, dat die duiwel dit reg gekry het om ons fokus van die glas afhaal en ons plaas ons fokus op allerhande goedjies. Ons plaas ons fokus op allerhande goedjies. En dit maak dat die saak van God skade ly. Die Here Jesus het vir ou Petrus gesê, wat van Johannes? Wat sê Jesus? Wat gaan met jou? Volg jy my? Wanneer ek my fokus van Jesus afhaal, Hebreërs 12 vers 2, as my fokus op allerlei ander goedjies, is nie op Jesus Christus as leidsman en volëinder van ons geloof. Daarom stilgestaan het met die woord van die Here, het ons hulle geïdentifiseer, lankmoedigheid, die betekenis daarvan, wat beteken om te verdra sonder om kwaad te word, geduldig, toegewend. Ons het gesien 1 Korintiërs 13 vers 4 en 7 wat sê die liefde is lankmoedig.
Die liefde bedek alles, dit glo alles, hoop alles, verdra alles. Dit het tyd met daardie persoon, die Grieks, wat gesê het is om geduldig te verdra, om lang te ly, om daardie persoon wat daardie seer te eien, om met daardie persoon geduldig te wees. Ons het gesien, daar was voorbeelde. God wat vir ons die voorbeelde kon stel het, een van sy attribute, is jy die geduld wat hy met die mens het. Ons het gesien hoe hy tyd gemaak het met sy volk, hoe hy met hulle gepraat het, hoe hy daardie profete vroeg en laat gestuur, Nuwe Testament, hoe God met die mens vandag nog lankmoedig is. Sien daardie misverstand rondom 2 Petrus 3 vers 15 en Romeine 2 vers 4, of verag jy die rykdom van sy goedertierenheid en verdraagsaamheid en lankmoedigheid, omdat jy nie besef dat die goedertierenheid van God jou tot bekering wil hê. Daardie lankmoedigheid wat God met die mens het, wat hulle aan een kant te stoot, maar God dan ook sê, my gees sal nie vir ewig in die mens wees. Om te weet as God waarsku, as God gepraat het, dat ek moet reageer as God praat, omdat daar miskien 'n tweede of 'n derde kans gaan wees. Daardie funksionere, daardie toepassing om te verdra tydens daardie lyding, om swaardig te wees om kwaad te word. Dit beskryf 'n houding van geduld teenoor persone wat seer toedien of vyandig is. Die toepassing is nie altyd maklik nie, maar dat Jesus vir ons daartoe in staat stel, want hy sê, kom leer van my. Dit is waarby ons laasweek stilgestaan het. Vandag kom ons by nog 'n belangrike aspek, as ons sien dat die Gees dat ook in ons hierdie vrug wil produseer, naamlik vriendelikheid. Nou wat is vriendelikheid? As ons gaan kyk na vriendelikheid, dan sien ons, dit is liefde in werk. As ons gaan kyk wat ons HAT daaroor skryf, dan sê, is om minsaam te wees, welwillendheid, lief, beminnelik. Daardie optrede van my in die gesindheid en die geaardheid waarin ek dit doen. Want dit is 2 verskillende aspekte wat nou na vore kom. En u moet dit verstaan. Wanneer ons praat oor die vriendelikheid en wanneer ons praat oor die goedheid. Vriendelikheid is die gesindheid van my hart, terwyl goedheid gaan oor die daad wat ek verrig. So, daar is die onderskeiding, dat jy dit mooi kan verstaan. Vriendelikheid, die gesindheid waarmee ek dinge doen. Goedheid, die daad wat ek verrig. So ek dink dit is baie duidelik, ons behoort dit te verstaan, né? Vriendelik teenoor vreemdelinge. Sê vir my, daai ou boemelaar, wat daar my deur kom klop, as ek daar in die parkeerarea staan, is ek altyd vriendelik teenoor hom. Moet tree teenoor daardie ou boemelaar met sy stinkasem op. Dit is nie altyd so vriendelik nie, maar ek sal vriendelik wees met die kerkmense, né? Die kerkmense, hulle is mos maar my boeties en sissies, maar daar net nee wat, sê hoe stinkasem, ek hou nie van hom. Ek is nie altyd so vriendelik teenoor hom. Hy wat daar by die hek staan, en klop daar met 'n klip teen my hek, is ek vriendelik teenoor hom. Sit miskien 'n smaal buite op, maar wil ek my hart in kant, sit genade en kom. Die gedagte is, wees so vriendelik en gaan haal vir my die pik. Verstaan jy die beginsel? My houding waarmee ek dit gaan doen. As daar vir my gevra word, as papa of mamma vir my 'n werkie vra, kom ons maak dit prakties. Toe jy vir die kinders gevra het, gaan was asseblief vir my die skottelgoed. Ja papa, ja mamma, ek sal dit doen. Maar met watter gesindheid doen daardie hart van my dit? Is dit nog dieselfde as wat op my gesig is? Dit is altyd so nie. As daar 'n opdrag na my kant toe gekom het, en iemand vra vir my om iemand of iets te doen binne in gemeenteverband,
Ek mag miskien 'n swaal buitekant hê, maar hoe lyk my hart binnekant? Dit is wat saak maak. Dis waar die praktyk inkom. Dit is waar hierdie vriendelikheid behoort geopenbaar te word. Daardie hulpvaardigheid met die regte gesindheid en houding om 'n aangename indruk te maak. En is dit nie wat die Here dan ook vir ons leer en sê, dat ons, wanneer ons daardie offer bring, dat dit 'n wel aangename offer moet wees nie. God sien ons harte, broer, suster. Ons kan nie vir God ons harte wegsteek nie. Wanneer ek my offer bring, moet dit vir God 'n wel aangename offer wees. Anders is my gesindheid en my houding nie reg teenoor die Here nie. Die mooi beskrywing, as ons dit eintlik maar moet mooi stel, is om 'n gentleman te wees. Daai gedagte van, en ek hoop die mans doen dit nog, as dit nie doen nie, moet hulle maar weer gentlemans word. As mamma daar aan die passasierskant moet inklim, om te loop, vir mamma die deur te gaan. Dis 'n gentleman. Dis 'n gentleman. 'n Gentleman is om eers by daardie huis in te stap, as daar gevaar is, dat dit eers jy is, wat in daardie gevaar inloop, nie mamma nie, en dat jy agter mamma moet wegkruip nie. Jy moet 'n gentleman wees. As jy by trappe afstap, is 'n gentleman nie een wat voorstap, as mamma struikel, dat sy teen papa kan val. Dis 'n gentleman. As jy trappe opstap, om agter mamma te stap, dat jy vir haar kan ondersteun, as sy ondersteuning nodig het, dis 'n gentleman. Om 'n gentleman te wees met die regte gesindheid teenoor my broers, teenoor my susters. Dis wat gentleman is. Om in die regte gesindheid, hoflik, vriendelik, nie onbeskof nie, nie grof nie, nie luidrugtig, my stem verhef nie, maar 'n vriendelike aksie. Nou praat ons is Papa dag vandag, né? So, miskien so ietsie vir die papas. En net ter harte te neer gevolg. Psalm 18 vers 39. Ook het U my skuld van U uit redding gegee, en die regterhand my ondersteun, en die neerbuigende goedheid het my groot gemaak. God se optrede teenoor ons. En nou leef ek met 'n dankbaarheid teenoor die Here, want dit is God se karakter wat aan my kom openbaar. Dit is God wat vir ons kom wys. Hoe lyk daardie vriendelikheid, daardie optrede van my? Vriendelike gelowiges, as die woord van die Here sê, dit is om in 'n posisie te plaas om ander op 'n mooi manier te hanteer. Ek het dit net gesê, daar miskien 'n vriendelikheid buitekant, maar binne woede. Daardie gedagte van daardie huiswerk aan wat in my gegee word. Ek wil dit prakties maak vanoggend. Papa kom van die werk af. En toe hy daar by die huis instap, toe lê die wasgoed tot daar by die deur, die skottelgoed loop amper by die deur uit. En papa kom met sy brullende stem. En hy sê, wat gaan hier aan? Ek is moeg gewerk, en dan moet ek by die huis kom, en dan kry ek al hierdie dinge. Wat het hier vandag gebeur? Daar begin nou klein Pietie te huil in die kamer, want mamma het hom nou net aan die slaap gemaak, hy was glad nie lekker vandag nie. Papa het nie geweet wat by die huis gebeur het nie, maar hy kom met sy gebrullende stem daarin. Terwyl hy eintlik daar moes gekom het en sê, liefie, hoe was jou dag gewees? Dan sou liefie 10 teen 1 daar in papa se arms begin snik en huil het. Om te sê, ek het probeer om vir Pietie vandag stil te maak. Hy het net geskree, iets is nie lekker met Pietie nie. En mama se hart is sommer uitgestort, sy voel beter, papa verstaan die situasie, en Pietie slaap nou lekker rustig. Dis 'n vriendelike gesindheid
Maar wanneer ek met my bulderende stem inkom, en ek is oordonderend, dan kan ek nie sê dat ek hierdie vriendelikheid van die Gees van God openbaar nie. Sien, die woord van die Here is prakties. Die woord van die Here lei vir ons hoe ons werklik moet optree. Hoe ons handeling en ons houding teenoor mekaar moet wees. Maar verstaan ons die woord? Pas ons dit toe? Is ons gehoorsaam aan die woord van die Here? Want as ons nie gehoorsaam is nie, dan beteken die woord van die Here vir ons nog niks. 2 Timoteus 2 vers 24 en 25. En 'n diensknegt van die Here moet nie twis nie, maar vriendelik wees teenoor almal, bekwaam om te onderrig en een wat kwaad kan verdra. Hy moet die deurspanniges in sagmoedigheid teregwys, of God hulle nie miskien bekering sal gee tot die kennis van die waarheid. Ander in 'n posisie te plaas waarin ek hulle mooi hanteer. Die ander aspek daar rondom is hoe my spraak oorkom. Dit praat van 'n karakter wat verfyn en gevorm word. Wat ek daarmee bedoel is, nie hierdie ou verfynde ou goedjies wat mense deesdae aanleer nie, maar dat ek op 'n sagte manier, en kom ons gaan terug na ons illustrasie toe, as ek daar bulderend inkom, en ek kom keer die hele situasie om, en almal is ongelukkig, teenoor hierdie persoon wat met 'n sagte manier inkom, en op 'n sagte manier dinge hanteer, en omgee, gaan ons twee verskillende wêrelde skep. Is ek nie reg waar nie? Beslis. So die manier wat ek met my spraak oorkom, baie keer is dit nie wat ek sê nie, maar hoe ek dit sê. Hoe ek oorkom aan iemand anders. Ek kan op bewyse oorkom waar ek oordonderend is. As die woord van die Here vir ons sê, daardie karakter van my wat verfyn word, Titus 3 vers 1 en vers 2, herinner hulle daaraan om onderdanig te wees aan die owerhede en magte, om gehoorsaam te wees, bereid tot elke goeie werk, om niemand te belaster, nie strydlustig te wees nie, vriendelik te wees en aan alle mense alle sagmoedigheid te bewys. Hoe is my optrede? Hoe is my optrede? My optrede teenoor hulle, kom ek net gou hierdie, my hantering van ander se opinies, Jakobus 3 vers 17, maar die wysheid van bo is nie eerste rein, dan vrede, liefend, vriendelik, geseglik, vol barmhartigheid en goeie vrugte, onpartydig en ongevuils. Waarvan praat hy hier? Om nie soos 'n steeksdonkie te wees. Hoe is 'n steeksdonkie? Jy kan maar probeer, jy kan slaan, jy kan maak dit wat jy wil. Sy vasgesteek het en jy vasgesteek. Die Bybel sê ons moet nie so wees, maar ons moet vriendelik wees teenoor mekaar. Optrede teenoor hulle wat hardnekkig is. Hier is my so 'n kosbare illustrasie, as jy hom gaan reg verstaan en dit kan toepas in u lewe. Wanneer daar die stormwind daar in die Kaap waai, wat gaan hy met sy baadjie doen? Gaan sy baadjie uittrek? Nee, hy gaan daai ou baadjie gaan hy stywer vastrek aan hom net, as daai stormwind kom. Maar, as die son begin skyn, gaan daar die persoon self sy baadjie begin uittrek. Ek wonder of ons regtig verstaan wat dit beteken. As ons dit nou nie verstaan nie, kom ek vertel. As papa daar met sy bulderende stem daar in die huis inkom, of jy kom hier met 'n bulderende stem, kan ek 'n sommer 'n eenvoudige voorbeeld gebruik. Sê ou Dries is laat, hier so by die konsistorie, kerkraad, ou Werner kom laat daar so aan, en ek kom en ek kappel is om 'n daande, hoekom is jy laat? Onbeskof met hulle. Teenoor wat gaan gebeur?
Wil jou draadjie stywer vastrek. Gaan ook dalk vaskom. Maar dalk het ou Dries op die pad hiernatoe het hy 'n pap meel gekry. Nou gaan ek afgee oor hom, sonder om vir hom te vra, broer, sien jy was laat vanoggend, is daar dalk 'n rede? Ja, ek het 'n pap wiel gehad. Nou verstaan ek, sonder om af te gaan. Ou Werner, hy het 'n krisissituasie gehad daar by die huis. Miskien 'n diesel wat gebars het of wat ook al. En ek gaan afgee oor Werner. Is dit reg? Nee, jou baantjie gaan hy stywer vastrek. As ek vir hom vra, Werner, ek sien jy was laat vanoggend daar die konsistorie. Wat is die rede daarvoor? Dominee, dit was 'n groot krisis. Diesel het gebars, ons was pak na ons moes daar inspring en dinge doen. Moet ek begrip vir hom? Nou kan ek in vriendelikheid my broer, my suster hanteer. Hoe hanteer ons broers en ons susters in hierdie gemeente? Liewe broeders, die skepsels van God, met wie u werk. Ons moet dit verstaan. Ons moet liefde bewys teenoor mekaar. Liefde vir mekaar gee. Dit is hierdie vriendelikheid. Hoe behandel ek ander mense? Nou kom sê Galasiërs 6 vers 1, broeders, as iemand ewenwel deur een of ander misdaad beval word, moet julle wat geestelik is so een reggeld in die gees van sagmoedigheid, terwyl jy op jouself let, dat jy ook nie 'n versoek word. Ons gesindheid, vriendelike werk in die diens van God. Maar dit bring my by die laaste gedagte vanoggend. En dit is daardie gedagte van goedheid. Die laaste gedagte wat hy vir ons kom leer rondom ons verhouding teenoor ons medemens. Jy het nou gesien, eerste julle gaan oor by die gesindheid waarmee ek dinge doen. Nou gaan ek oor die daad waarin ons dit moet doen. Maar die vrug van die Gees is goedheid. Die verskil wat ons dan gesien het, was een my houding, my optrede teenoor die daad. Wanneer ons sien hierdie gedagte van goedheid, dan gaan dit oor daardie karakter wat ek openbaar. Daardie staat van goed te doen, goedgunstig, iets te bewys aan iemand. Soos wat God aan Moses dan ook gedoen het. Eksodus 33 vers 19 en Eksodus 34 vers 6. Maar hy antwoord, ek sal al my majesteit by jou laat verbygaan en voor jou naam van die Here uitroep. Maar ek sal genadig wees vir wie ek genadig wil wees en my ontferm oor wie ek my wil ontferm. En toe die Here by hom verbygaan het hy geroep, Here, Here, barmhartig en genadige God, lankmoedig en groot van goedertierenheid en trou. Gaan oor God se goedheid wat aan die mens bewys. God was genadig vir Moses. Toe hy daar in die rots verberg het en Moses kon sy heerlikheid van agteraf aanskou het. God het nie nodig gehad om dit aan Moses te doen. God het nie nodig om homself te verduidelik aan Moses. Maar God was goedertierend vir Moses en hy openbaar aan Moses sy goed. En dit is daar die goedheid wat ons aan ander mense ook dan kan toon. 'n welwillendheid, dit wat ek openbaar in my welwillendheid. Psalm 23 vers 6, net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe en ek sal in die huis van die Here bly in lengte van dae. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe. God se goedheid, God se guns wat ek ontvang het. Dit is God se optrede teenoor my. En omdat God so teenoor my opgetree het, daarom kan ek teenoor ander ook daardie goedheid en guns bewys. Tot ander se voordeel. Daardie goedheid is tot ander se voordeel. Kom ek verduidelik dit. Toe God sy goedheid aan die mens kon verduidelik het, toe God sy goedheid aan die mens kon openbaar het, daar in Johannes 3 vers 16,
Het hy vir ons kom wys wat is sy goedheid. Want so lief het God die wêreld gehad. Sy goedheid het uit die liefde van sy hart uitgesprei. Toe hy sy seun na hierdie wêreld gestuur het, dat sy seun in my plek kom sterf het. Sy goedheid is op so 'n wyse geopenbaar. Sy goedheid en sy liefde was hierdie trou wat hy aan die mens kom bewys het. Hy het nie nodig gehad om dit te doen nie. Maar God het geweet dat die mens kan nie aangaan in die toestand waarin hy aangaan. En daarom sy seun in die vorm bring van daardie mens, sodat hy in ons plek kon sterf. So openbaar God sy goedheid aan u en my. Hy kom red ons uit genade, hy kom heilig ons, hy kom luister na ons in gebed, hy help ons in voorsiening vir ons nood en ons behoefte, dit wat ek elke dag nodig het. As hy dan ook vir my sê, daardie mossie, dat ek meer werd is as hy. Hy weet wat die mossie nodig het, hoeveel te meer in die verbinding, sy goedheid en sy guns wat hy aan my kom openbaar. Die optrede, Efesiërs 5:9, want die vrug van die Gees bestaan in alle goedheid en geregtigheid en waarheid. My optrede wat deur die Gees van God gelei word, soos hy sê, as ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel. Daardie wandel van die Gees van God. Nou skryf ooit ten boom iets wat vir ons baie moeilik is. Hoor wat sê sy? Dikwels het ek mense hoor sê, hoe goed is God nie? Ons het gebid dat dit nie sou reën vir ons kerkpiknik nie. Kyk net na die pragtige weer. Dan sê ons, God is goed vir ons, nee. Maar wanneer daar moeilike dinge oor ons pad kom, sê ons nog dieselfde. Ja, sy sê God is goed, wanneer hy goeie weer stuur. Maar God was ook goed, toe hy toegelaat het dat my suster Betsy voor my oë in Duitse konsentrasiekamp van honger sterf. Ek onthou een geleentheid toe ek daar by haar moederloos was. Alles rondom ons was donker, daar was duisternis in my hart. Ek onthou, ek het vir Betsy gesê, ek dink God het ons vergeet. Nee, Corrie, het Betsy gesê, hy het ons nie vergeet nie. Onthou sy woord, want soos die hemel hoog bo die aarde, so groot is sy standvaste liefde teenoor die wat hom vrees. Corrie sluit af, dan is 'n oseaan om daardie oorwinnende liefde te verskoon. Daar is 'n oseaan van God se liefde beskikbaar. Daar's nie genoeg vir almal, daar is genoeg vir almal, maar God jou mooi toelaat om daardie oorwinnende liefde te betwyfel nie. Maak nie saak wat die omstandighede is. God is good. God is goed, ten spyte van omstandighede. Matteus 5 vers 44. Maar ek sê vir julle moet julle vyande lief hê. Seën die wat julle vervloek. Doen goed aan die wat julle haat. Is dit maklik? Dis 'n opdrag. God verwag dit van my. En as ek deur die Gees van God lewe, sal dit vir my maklik wees om goed te doen aan ander. Matteus 25 vers 34. Dan sal die koning vir die wat aan sy regterhand sê, kom julle geseëndes van my Vader, beerf die koninkryk wat vir julle berei is van die grondlegging van die wêreld af. Want ek het honger gehad en julle het my te ete gegee. Ek het dors gehad en julle het my te drink gegee. Ek was 'n vreemdeling, julle het my geherberg gegee. Ek was naak en julle het my geklee. Ek was siek, julle het my besoek. In die gevangenis was ek, en julle het na my gekom. Dan sal die regverdiges hom antwoord en sê, Here, wanneer het ons die honger gesien en gevoed, of dors om te drink te gee? Wanneer het ons die vreemdeling gesien, herberg gegee, naak en gekleed? Wanneer het ons u siek gesien, of in die gevangenis na u gekom? Die koning sal antwoord vir hulle sê, voorwaar ek sê vir julle,
sover julle dit gedoen het aan een van die geringstes van hierdie broeders van my, het julle dit aan my gedoen. Twee belangrike aspekte volg. Die altyd maklik, die vriendelike, my houding waarin ek dinge doen, wanneer ek opdrag kry, wanneer iemand 'n opdrag vir my gee, met watter houding, watter gesindheid doen ek dit? Dink maar terug aan die kinderdae, toe jy die skoolgoed moes gaan was het, toe jy kamer moes gaan skoonmaak het, met watter gesindheid het jy dit gedoen? Met watter gesindheid doen jy vandag opdragte, as ons dit dan ook van die Here af? As ons deur die Gees van God hierdie opdragte moet uitvoer, is ons werklik die ene wat lankmoedig is met mekaar, is ons werklik vriendelik met mekaar, in ons optrede, dat ons dit in 'n goeie hart dan ook sal doen. Oor hierdie mooie illustrasie. Daar was 'n man, en hierdie man gaan koop vir Valentynsdag vir die 3 vrouens in sy lewe, gaan koop hy sjokolade. Maar hy gaan koop 3 verskillende sjokolades. Een sjokolade gee 'n donker Belgiese sjokolade, en aan die ander ene gee hy daardie bloemerige melksjokolade, en die laaste ene gee hy groentee sjokolade. Die groentee sjokolade word gegee aan sy dogter. En sy dogter is toe baie kwaad en ongelukkig oor hierdie groentee sjokolade, terwyl sy hart eerlik was. Sy hart was goed teenoor hulle. Hy wil nie dat elke een hulle eie sjokolade dan moet kry, dat hulle dit ook sien in daardie lig, dat pappa het spesiaal vir my 'n sjokolade gekoop. My man het spesiaal vir my 'n sjokolade gekoop. En daardie sjokolade, toe hulle dit kry en ook maar, was almal nie so gelukkig nie, nee. Sy dogter was baie ongelukkig. Sien partykeer doen mense goeie dinge, met 'n goeie gedagte en 'n goeie gesindheid, maar dit word nie altyd goed opgeneem. Dit aan die een kant, aan die ander kant is, wanneer daardie persoon dit doen, is ons besig met dit wat God wil, ons moet mee besig wees. Partykeer is ons besig met allerlei ander dinge, ons is nie besig met God se. Mag die Here vir ons in staat stel, mag hy vir ons help, daardie vriendelikheid, wat verband met daardie gesindheid in my optrede, dat ek nie 'n masker sal dra nie, dat ek nie vals sal wees nie, maar eerlik sal wees met my broers en my susters. Daardie goedheid, die guns waarin ek die dinge doen teenoor mense. 1 Petrus 2 vers 20, en ek sluit hiermee aan. Want watter roem is daar as jy verdra wanneer jy sonde doen en geslaan word, maar as jy verdra wanneer jy goed doen en ly, dis genade by God. Waaroor gaan dit? Oor God se saak. Nie oor mense. Maar ek moet God se saak hier op aarde bevorder. Doen ek. Mag die Here genade skenk. Amen. Hemelse Vader, ons wil vir U dankie sê vir die woord. Dankie dat die woord kosbaar is. Here, U het vir ons vanoggend maar diep lesse geleer. Lesse wat ons ter harte moet neem. Lesse wat U met ons oor kom praat, wat ons moet toepas in ons geestelike lewe. Ja, Here, waar ons ontrou was, dat die oortuiging van die Gees van God mag plaasvind. Waar ons in ons eie hart en ons lewe, soos Moses maar hand in eie boesem moes steek, en toe het uithaal, was sy hand malaats gewees. Hy het besef, dat sy eie lewe is nie reg met God. En ja, Here, U het hom genade geskenk, het sy hand, sy eie boesem terug laat sit, toe my uithaal gesond. Here, ons kom na U toe. Ons vra vir U, is daar dinge in ons lewens wat nie reg is.
Kom wys dit vir ons uit. Kom hanteer dit in ons lewe. Sodat hierdie malaanse, hierdie dinge wat in ons lewe nie reg is, uitgehaal kan word. Sodat U dit kan reinig met die kosbare bloed en ons in die regte verhouding tot U kan lewe. Mag die Gees ons voorkom lei. Ons bid dit om in Jesus naam. Amen.